Goeienaand. Besinnings vanuit die psalms bring ons vanaand by 'n koningspsalm, Psalm 93. Merkwaardig is dat die Here, selfs ondanks Samuel se teenkanting, aan die versoek van die volk toegee om 'n koning oor hulle aan te stel. 1 Samuel 8 vers 22. Dit word duidelik dat God nie in beginsel gekant is teen die aanstelling van 'n koning nie. Hy stel immers volgens die 5de gebod gesagsdraers aan om hier op aarde in sy diens te staan. Wat wel belangrik is dat God konings aanstel volgens sy eie bepalings. Anders as wêreldse konings wat in daardie tyd kon maak en breek soos hulle wil, sonder dat iemand hulle tot verantwoording kan roep, is die bedoeling van die konings van Israel om altyd dienend te wees aan die koning van die konings. Die konings moes daarom altyd ondergeskik wees aan die verbond en aan die wet van die Here. Die geskiedenis van die konings van Israel is in baie opsigte 'n tragiese geskiedenis. Die eerste koning, Saul, faal reeds om 'n gehoorsaamheid aan die Here te leef. Selfs Dawid, die man na God se hart, wat die duidelikste voorbeeld van ware koningskap is, struikel voor die versoeking tot magsmisbruik. Telkens hoor ons hoe die Here deur profete die konings vermaan en hulle, omdat hulle die volk van die Here afvallig van hom afmaak. Hoewel die Here dus mense gebruik, abdikeer hy nooit as koning nie. Hy staan nooit terug nie. Hy gebruik mense, maar gee nooit sy koningskap weg of laat dit volledig in hulle hande nie. Genadiglik nie. Psalm 93 vers 1 tot 5. Die Here is koning. Hy beklee hom met majesteit. Die Here beklee hom. Hy omgord hom met krag. Die wêreld staan vas, dit wankel nie, en vas staan u troon van ouds af. U is van altyd af daar. Riviere het gedruis, Here, riviere het gedruis, riviere het gedreun, maar hoog bo die geraas van baie waters, hoog bo die wolke, bo die golwe van die see, troon die Here in sy koninklike mag. Die verordeninge staan baie vas. Heiligheid versier u huis, Here, tot in lengte van dae. Juis omdat God regeer, stuur hy, wanneer die konings van Israel die een na die ander misluk, om die volk in diens te regeer, sy seun na hierdie wêreld, om sy koninkryk sigbaar te kom maak. Jesus stel hom volledig ondergeskik aan die wil van die Vader, en vervul so ook die koninklike ampt in sy dienswerk. En juist daarom word na sy opstanding aan hom alle mag in die hemel en op die aarde gegee, en regeer hy na sy hemelvaart vanaf die regterhand van die Vader. Om hierdie rede het ons nie meer vandag menslike konings in die kerk van die Here nodig nie. Jesus Christus is die koning. Hy regeer deur sy woord en gees. Hy gebruik wel nog mense in sy diens. Hy roep mense om in spesiale dienste van predikant, ouderling en diaken diens te doen. Maar dit is altyd ondergeskik. Dit moet altyd mense wees wat die oë op Jesus Christus, die enigste koning van die heelal vestig. Verder is elke gelowige wat onder die koningskap van God en Christus lewe, ook in diens van God teenoor ander mense, teenoor sy skepping. Elkeen van ons is koning wat die koningskap van God in ons klein wêreld moet uitleef, want dis eintlik God se wêreld. Dis sy koninkryk. Ons is konings van die koning, en ons moet dit uitleef sodat die eer aan God en Jesus Christus gebring kan word. So 'n koning is jy ook. Goeienaand.